het U vir my. Ek's vrygespreek, vrygemaak. Ek is vry in U naam. Ek staan verwonderd hier vanaand. Wyer as die vlaktes van die groot Karoo, hoër as die sterre in die hemel bo, dieper as die waters van die oseaan. So is die liefde vir alles wat bestaan. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar, weer klink die lied van liefde. Hoe wonderbaar, die grote naam, wie wat self die bron van liefde is. Blomme na die lente reën, ryker as die weelde wat ons kan begeer, groter as die kosmos wat ons so bekoor. So is die liefde wat die Skepper ons laat hoor. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar, weer klink die lied van liefde. Hoe wonderbaar, die grote naam, wie wat self die bron van liefde is. Die bron van liefde. Groot
se skepping sal U doen. Heilig, U is heilig. Heilig, U is heilig. Loof die Heer, God almagtig, loof die Heer. Loof die Heer, God almagtig, loof die De onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, 'n weggeloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake reël. My lewe kanse, tyd en geld is nutteloos verspil. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors. Nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar wees ek is weer thuis. U seën bring my verlore mens, weer in die Vaderhuis. Sê goeiemôre gemeente, baie welkom by hierdie erediens. Mag jy die genade van die Here ook beleef. Mag jy vanoggend die woord van die Here hoor. Nie soos wat ek dit bring nie, maar soos wat die Here dit aan jou wat luisterend is, ook wil oordra. Net enkele afkondigings. Ons het vandag kerkraadsbevestiging en ons het deurkollekte vir die eiendomme. Dit sal by die deure opgeneem word natuurlik. Vrydag het ons die virtuele mark, het nog tot vandag toe om by Elise bestellings te maak vir die mark vir hierdie week of hierdie maand. Hierdie maand, dit kom ook Oktober maand, is depressie bewustheid maand en ook borskanker bewustheidsmaand. En dan volgende Sondag is nagmaal. So ons versoek jy om asseblief almal ook die nagmaal geleentheid by te woon. En dan het Elise gevra, want ek het afkondig dat haar bediende het baie keer die gehelp by die nagmaal. En die mense wat hier werk het al goed geken en sy is donderdag aand in 'n rooftog of iets al by haar huis doodgeskiet. So net vir julle wat vir al hier gewerk het vir kennisname. Dan is een van ons lidmate se kar gebreek. Die persoon werk in Kempton Park. As julle weet van iemand wat Kempton Park se kant toe moet ry vir werk, as julle net vir my kan kontak, dan sal ek julle in kontak bring met die persoon. Sodat ons net hom ook kan help om by sy werk te kom. En dan sien ek het Hesterie gesê dat die pleinbal soek spelers wat saam kan kom speel, maar hulle vra dat jy asseblief moet kan speel, jy moet nie 'n beginner wees nie. Nou my kinders het al saam met hierdie klomp ou tannies gespeel, jy moet kan speel om saam met hulle te speel. Hulle sal jou hele persoonlikheid vernietig
as jy nie kan pleinbal speel nie, hulle is nogal redelik goed daarmee. So, is R15 vir elke ronde wat jy speel. Hulle moet ook maar 'n geldjie insamel om hulle goed op datum te hou en hulle betaal ons kerk ook hier om die saal te gebruik. So, dit is Dinsdagoggende van 9 uur tot 11 uur wat hulle die pleinbal hier by die kerk het. So as jy belangstel, kan jy maar net vir Esther kontak, of anders moet jy maar net Dinsdagoggend 9 uur hier opdaag. En dan kan jy saam met hulle speel. En kyk of jy hulle kan oor aansit vir 'n slag. Goed, dit is ons afkondigings wat ek graag nie onder die aandag wil bring. Kom ons loof die Here ook met hierdie bekende lied wat deur die liedboek afgeëindig het in die Vlambindel. Almachtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof. U het ons verlos uit duister verry, ons harte verblij. Wat was, sal wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks diep in hierdie wêreld nie. Here, ons wil U vra dat U ons sal wys op die nuwe wat U reeds gebring het. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here. Hierdie is 'n nuwe lied, of nie? Ja, het is 'n nuwe lied, maar dit gaan spesifiek daaroor dat ons luisterend sal wees. En dit is ook die tema van vanoggend se boodskap. So jy kan saam sing as jy ken, maar as jy nie ken nie, dit is 'n splinternuwe lied, ons hom glad nie in die kerk gebruik het.
My gees is stil nou wil ek luister. Wat wil jy vir my kom sê? Ek dors na water, na die fluistering in my, om my dorre grond te sien. Met die rykdom van die reën, sonder die stem om my te wys, raak ek verdwaal en ek raak bang. Hardloop verward in alle rigtings om te soek wat net U in my kan vul, wat net U in my kan doen. Kom praat met my, laat ek U gedagtes hoor. Kom praat met my, ek is hier om te kan leer. Kom praat met my, laat my hart verander word. Kom praat met my, kom laat die lewenswoord in my. Maak alles stil in my wat raseer. Maak dit wat hart is sag soos klei. En vorm in my weer die ywer om te wees op my knie in vrede, Heer. Om my intiem te leer. Kom praat met my, laat ek U gedagtes hoor. Kom praat met my, ek is hier om te kan leer. Kom praat met my, laat my hart verander word. Kom praat met my, kom plant die lewenswoord in my. Wys my roepstem, laat Heer U wil in my geskied. As ek ooit afdwaal, laat die stem net soos die wind die lewe in my blaas. In my hart se seile vol, kom praat met my. Oh, kom en praat met my. Ons skriflesing kom vanoggend uit die boek Prediker, soos ek laasweek gesê het. Ons gaan aan die einde van Prediker 4 en begin van Prediker 5 saam lees. Kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, ons praat baie keer goed met U in gebed. Ons roep U naam aan, vertel vir ons U verhaal, vertel vir U ons verhaal. Vra en praat oor wat vir ons belangrik is vanuit ons verhaal. Maar ons word so moeilik stil om te luister. Te luister na U en te luister na die mense rondom ons. Maak ons, Here, vanoggend luisterend. Laat ons hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Vertel vir ons U verhaal, Here. Die verhaal van hoop en verlossing wat U vir ons kom vertel het. Maar dan, Here, ons wil U ook nie voorskryf oor wat U eintlik vir ons wil sê nie.
Laat die verhaal dan wat vanoggend gehoor word, die een is wat elkeen in hierdie erediens moet hoor vanoggend. Praat met ons waar en wat u verhaal met ons is. Dat u verhaal goed en reg verstaan kan word. Deur elkeen wat vandag of ergens deur die week op hulle foon of op hulle rekenaar daarna luister. Amen. Prediker 4, ons begin al by vers 17 lees. Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Dis beter om nader te kom en te luister, as om jou offer te bring soos 'n dwaas dit sou doen. 'n Dwaas kan niks anders doen as kwaad nie. Moenie te gou praat nie, moenie oorhaastig 'n belofte aan God maak nie. Want hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees. Baie doenigheid bring drome, baie praat lei tot onverstandige woorde. As jy aan God 'n gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Nie dat jou mond jou laat sondig, sodat jy vir 'n priester moet sê, ek het my vergis nie. Waarom sal jy God laat kwaad word oor wat jy gesê het en hom jou handewerk laat vernietig? Daar is baie drome, baie wat tot niks kom nie, ook baie woorde, maar dien jy vir God? Lees net tot daar. Om luisterend te wees is een van die moeilikste dinge vir die mens. Behalwe dat ons sukkel om aandag te gee aan wat ander mense sê, is ons ook geneig om te antwoord voordat iemand anders klaar gepraat het. Ons maak graag ander mense se stories vir hulle klaar, sonder dat ons weet wat die storie eintlik sou wees. En ons is veral geneig om dit te doen met mense wat sukkel om hulle self te verwoord. Ons dink ons help hierdie mense. Al wat ons doen is om die boodskap deur te gee, dat ons nie regtig na hulle wil luister nie. Daarom besluit ons sommer namens hulle wat in hulle gedagtes is, volgens ons natuurlik. Die prediker wys ons daar's 'n ander benadering om te volg. En hy begin sommer weer daardie benadering deur te trek na die huis van die Here toe. Hy sê om luisterend te wees begin by ons optrede voor die aangesig van die Here. Hy sê dit is beter om luisterend die huis van die Here binne te gaan. Wie oorgemaklik probeer om oor of met die Here te praat, loop die gevaar om in dwaasheid voor die Here uitgewys te word. Wie wil vaardig met sy offers voor die Here gaan staan, al wetend oor God asof hulle alles weet, gaan soos Job se vriende uitgewys word vir hulle foute of hulle dwaasheid. Wie luisterend is voor God, sal ook luisterend wees teenoor mense. En wie luisterend met mense omgaan, sal nie te vinnig wees om onverpaste uitlasing te maak oor mense se verhale nie. As ons te vinnig praat sonder om iemand anders in ag te neem en dalk te kyk na hulle bedoelings, dan gaan ons die storie verkeerd verstaan. En dis wanneer ons antwoorde juis onvanpas raak. Die offer wat ons met soveel gretigheid en dalk met die beste bedoelings wou gee, lyk uiteindelik 'n dwaase offer te wees. Want dit maak baie keer seerder as wat dit genesing bring. En dis baie keer ons probleem. Ons wil graag help. Ons het dalk die beste bedoelings met dit wat ons mee wil help.
En ons dink die enigste manier om te help, is om antwoorde te gee. Antwoorde wat deure sal oopmaak vir daardie persoon. En ons dink ons antwoorde is die beste manier om positiwiteit en hoop te bring. Ongelukkig het daardie antwoorde baie keer presies die teenoorgestelde uitwerking. Dit maak mense moedeloos omdat hulle nie op die oomblik kans sien vir die antwoorde wat ons so vrylik uitdeel nie. Wie wysheid het, of wysheid wil bekom, sal goed doen om eerder luisterend te bly, sê die skrywer vir ons. Ons luister oor die algemeen nie baie goed nie. Nie eers na God nie. Ons het immers reeds die antwoorde oor die lewe en oor God. Al wat ons moet doen is om God te oortuig dat ons die beste antwoorde vir hom ook het. So dink ons in elk geval. Ons sal ons tog seker nie vergis met God nie. Ons het die Bybel. En daarom is ons baie maklik om Bybelse antwoorde en afleidings te maak. Prediker sê vir ons, wyse mense luister meer as wat hulle praat. Daarom moet 'n mens baie meer moeite doen om aandagtig na ander te luister. Ons moet nie dat ons woorde ons laat sondig nie, sê die skrywer. Wanneer jou woorde seerder maak as wat dit genesend werk, dan sondig jy met jou woorde. Dan vernietig het lewens eerder as dit op te bou of te behou. Wanneer jou woorde oor God en oor God se genade skade aandoen, dan sondig jy met jou woorde. Soms is dit beter om geen woorde te gee nie, sê die skrywer. Job se vriende het baie goed gedoen toe hulle net woordeloos saam met hom op die ashoop gesit het vir 'n lang ruk. Toe was hulle ondersteunend in sy pyn en sy lyding. Maar toe besluit hulle om te praat. Toe besluit hulle dis beter om vir Job antwoorde te gee oor sy klaaglied. Job durf nie so met God praat nie. Hy moet sy woorde tel. En dan moet hy liewer na hulle luister as om aan te hou kla. Hulle ken God beter en hulle weet presies wat die antwoorde is wat Job nodig het. Al is God in die hemel en al is hulle net hier op die aarde, het hulle al die kennis rondom God. Hulle het nie langer nodig om na God te soek of na hom te luister nie. Hierdie vriende se antwoorde is die offergawe wat hulle op die altaar van Job se lyding kon neersit. En hulle het baie woorde gehad. Die grootste deel van Job gaan oor hulle woorde. Woorde oor Job se lyding, woorde oor God se reaksie op Job se lewe, woorde oor wie God self is. Maar hoe meer woorde hulle gehad het, hoe meer het hulle Job se lyding vergroot. Hulle het gesondig met hulle woorde, want dit was nie die regte woorde wat hulle daardie oomblik moes gee nie. Nie vir Job se situasie nie. Die skrywer sê in vers 1, ons woorde moet eerder min wees en ons ore groot. Ons moet regtig na mense kan luister, sodat ons kan hoor wat laat hulle optree soos wat hulle optree. Hoekom hulle voel soos wat hulle voel. Ja, ons moet selfs bereid wees om te luister na mense, al verskil ons radikaal van hulle. Dis immers nie ons belewenis, ons uitkyk wat saak maak, terwyl ons besig is om te luister nie.
Dis die belewenis of die uitkyk van die mense na wie ons luister. Ons luister dan immers juis om te hoor wat daardie persoon te sê of wat hy of sy dink. Sy gevoel van moedeloosheid, sy kwaad wees vir die kerk of vir die Here, sy stryd om God in die lewe te verstaan, sy soeke na sin en na hoop, vra nie na ons slim antwoorde nie, maar na ons luisterende ingeseldheid. Wie te vinnig en te maklik praat, maak baie keer beloftes wat onhaalbaar of onprakties is, so sê die prediker vir ons. En dan skep 'n mens 'n onhoudbare situasie waar die ander persoon juis afgeskrik gaan word. Wat sê die prediker in Prediker 6 vers 11, hoe meer woorde, hoe meer kom dit tot niks. Mense wil nie weet wat ons weet of dink oor hulle situasie nie. Hulle wil weet of ons daar is vir hulle, of ons hulle noodkrete hoor, of ons bereid is om saam met hulle op hulle askoop te gaan sit. En wanneer ons dit doen, dan maak ons regtig 'n verskil vir mense in die oomblik. As ons net so eentjie teruggaan na Prediker 1 toe, dan sê die prediker, hy het al die lewenservaring opgedoen, deur mense te besigtig vanuit sy kamervenster. Eintlik kan ons sê die prediker het luisterend omgegaan met die lewe. Hy het waargeneem en ingeneem hoe mense optree, hoe hulle dink, hoe hulle praat. En hy het skielik vanuit sy waarneming ingespring met slim en vinnige antwoorde nie. Hy het luisterend en waarnemend gebly. Beste offer wat ek en jy kan bring, is die opoffer van ons eie idees ten gunste van die na wie ons luister. Ons offer dan al ons slim antwoorde oor leiding en toetsing op. Ons laat hulle verbrand op die altaar van wysheid, sodat ons die vryheid of die wysheid van luisterende mense sal behou. Trouwens, ons kan eintlik beter doen. Ons kan al ons woorde opoffer en so die beste bydrae maak om daar te wees vir iemand anders. Het iemand nie eendag gesê, ons het 2 ore en 1 mond, sodat ons 2 keer so goed moet luister, as wat ons probeer praat nie. Net so moet ons ook veel meer luisterend wees na God, as om sommer net met of oor hom te praat. Ons moenie probeer om hom in ons woordgeskepte ruimtes in te pas of in te forceer nie. Ook voor God sal ons beter aan wees om eerder onsself en ons woorde op te offer, om luisterend voor hom te bly. Ja, selfs ons woorde oor die woord van God moet versigtig wees, nie met vinnige interpretasies en afleidings daarin nie. Plaas jou woorde op die altaar, of ons moet dalk eerder ons woorde in die vuur buite die altaar terrein gaan verbrand, soos wat die ongebruikte dele van die offers van ouds buite die altaar, buite die stad verbrand is. Is dit nie wat God self gedoen het nie? Hy het homself prys gegee. Soos 'n lam wat gelei is ter slagting, sê Jesaja vir ons, so is hy woordeloos stil, gelei na die offeraltaar op Golgotha. Daar waar niemand meer woorde gehad het om te sê nie, daar hang hy. En soos die Hebreërskrywer sê, hang hy buite die mure van die stad, sodat ons binne die mure van die stad gered kan word. Ook hy het nie vinnige woorde voor God en mense gehad nie.
al het hy hoe onregverdig gelei. Wie het enige woorde om te sê oor wat Jesus gedoen het? Voor Golgotha en die kruis moet ons juis woordeloos gaan staan, omdat ons bitter min verstaan van wat daar gebeur het. Hoe meer ons dink ons verstaan van God en van die kruis, hoe meer kom ons agter ons verstaan baie min. Die kruis bring ons verslaag, woordeloos oor die volheid van God se offer wat hy kom gee het. Wie te veel woorde aan die voet van die kruis het om te gee, loop veral die risiko om dwaas uitgewys te word. Die wysheid van die kruis lê nie in die woorde daaroor nie, maar in die handeling self, in wat daar afgespeel het. Hier moet ons elke woord opoffer en net in dankbaarheid neerbuig voor die verlossende werk wat God vir ons kom doen het. En dat God ons elkeen, jou en my, wie ook al voor die kruis kom buig, deur die bloed van Jesus aan die kruis verlos. Vraag is nie hoeveel woorde jy het, of ken, of besig oor God nie. Die vraag is of jy God dien, sê die skrywer, of jy jouself oorgee in die hande van God, woordeloos verwonderd oor sy verlossing. Miskien is die enigste woorde wat ons behoort te sê, of te hê, die beleidende woorde vanuit ons geloof in God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis reeds te groot om te verklap, of dalk selfs ligsinnig uit te spreek. Miskien met ons woorde, maar net dit wees wat God vir ons in hierdie wêreld kom gee het. Geloof, hoop en liefde. Dan tree ons met wysheid op. Dan sal ons vind dat God ons selfs met meer wysheid in hierdie lewe sal seën. Amen. Hierdie lied het ons nou die dag in die kerk gesing. Hierdie is dieselfde woorde, maar dit is net Koos van der Merwe wat hierdie lied sing. Herder Heer, na wie ek soek, ek wil luister as U roep, want ek swig, ek val en gly, as U stem verdof in my, voor U Heer, kom word ek stil, buig my hart en buig my wil. Daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine, as die storms voet in my, sal ek daar my rus kon kry. Wys U my hoe ek moet leef, leer U my om U te ken, ek alleen verbrou en dwaal, U alleen kan my kom haal, op die weg kan U my hou, al is dit stil, al is dit nou, daar is waters en woestyne, by die herder se fonteine, as die storms voet in my, sal ek daar my rus kon kry. Gee my lig, ontskemer my, as ek wil swig, kom anker my, want ek is broos, onvas, onwys,
sal u vir my die pad kom wys, waar u spore my heen lei. Wil ek wandel, wil ek bly. O, daar is waters en woestyne, by die aarde se fonteine, as die storms woeden my, sal ek daar my rus kom kry. Daar is waters en woestyne, by die aarde se fonteine, as die storms woeden my, sal ek daar my rus kom kry. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons vra U om ons te lei om goeie luisteraars te word. Mag ons veel meer luister as wat ons praat, veel meer ingestel wees op U verhaal en ander mense se verhale, as om ons eie weergawe daarvan af te lei. Wees ons genadig, Here, vergewe ons waar ons wel te veel of te vinnig praat. Laat ons eerder stadig praat, minder sê, en dan beter luister na ander mense se verhale. Al dink ons ken die verhaal, laat ons steeds hoor hoe daardie persoon dit verstaan en beleef. Elke mens se seer is anders, elke mens se verhaal is anders, alles is dieselfde of 'n soortgelyke verhaal. Mag ons empaties luisterend wees na elkeen se afsonderlike verhaal, hoe dit hulle lewe raak. Stuur ons dan vanoggend luisterend terug na die lewe toe, Here, onder die leiding en die krag van U Heilige Gees. Amen. Ja, vriende, ek sal voort nou by die bevestiging van 'n kerkraadslid. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk hier op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes of die charismata wat die Here deur sy Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptenaar bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n amptenaar 'n hoë sedelike lewenstyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die ouderlinge dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. As ouderling moet jy toesien dat alle gemeentelede hulle belydenis en lewenswandel gedra, is lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet jy jou herdelike taak dienend uitvoer. Jy moet lidmate bystaan en voorbereide, huisbesoek en siekebesoek. Vertroos mense, versterk en bemoedig hulle in hulle geloof. Neem veral verantwoordelikheid vir dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer kan word om die Here te dien en te ken. Teen die wat met sonde volhard, moet jy optree volgens die kerklike tug in die liefde van Jesus self. Die ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God, sê Paulus in Titus 1 vers 7. Gee dan ook ag op mekaar sy leer en lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraar en die ander ouderlinge oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Ek gaan vra dat om Johan dan na vore toe sal kom, om op die vraag te beantwoord, of te antwoord as bevestiging dat hy bereid is
om die ambt van ouderling soos voorgehou te aanvaar. Oom Johan is daarvan oortuig dat God self deur die gemeente en die kerkraad jou tot hierdie ambt geroep het. Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing, verwerp jy enige leer daarmee in stryd. Beloof jy om jou ambt soos dit voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul. Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Wat is hierop jou antwoord? Ja, dit. Wees dan getrou in jou dienswerk, wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. Die gemeente ontvang hierdie nuwe kerkraadslid as gestuurde van die Here en bid vir hom. Werk met hom saam, want die werk wat aan hom opgedra is ook julle almal se werk. Wees dan gewillig en blymoedig om jou ambt uit te leef. Stel jouself beskikbaar om toegerus te word as profeet, priester en koning in diens van Christus. Ek gaan vra dat ons dan die seënbede vir Oom Johan sing, vlam 222, en dat Elise en Andries ook na vore toe sal kom as voorsitters van die diakens en die ouderlinge, om ook vir Oom Johan geluk te wens nadat ons die seën gesing het. Die Here sien jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Die Here sien jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Oom Johan, baie geluk. Baie welkom op by ons in die kerkraad. Ons sien uit om saam met jou te werk. Dit is waar. Baie welkom by ons. En vriende, ons gaan nou weer kollekte opneem in die banke, en as jy dan nie by die erediens is nie, vir die mense wat die rekenaar kyk, vra ons dat jy die prosedures daar sal volg om ook die kollekte oor te betaal. Baie dankie. Kom ons gee onsself volledig oor aan die genade van die Here, sodat ons luisterend kan wees na sy stem. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender. I surrender all.
surrender. I surrender all. Om Johan Benay vra, sy wil net even net na die tyd agterbly, sy wil net jou gesig op Facebook sit. Ja vriende, as jy huis toe gaan, as jy die week ingaan, kan jy weet, God die Vader sal jou altyd lief hê, God die Seun sal jou altyd genadig wees, en God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos, en jou in sy waarheid lei. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.